Wonderlik met trots aan die gebring deur Wild en Jag. Jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Welkom by Wild en Wonderlik. Ons hoop jy sien al uit na Desember maand se Wild en Jag tydskrif. Ons wys jou wat jy nog te wagte kan wees. Ons gesels ook met Duitjie de Villiers van De Villiers Springbok. Die pioniers het kom by die teel van springbokke. Nuus in die bedryf met trots geborg deur Chembet Steel and Fencing. Die Creek Wildlife Groep het maandag die 14de November 'n inligtingsdag by die Matano Privaat Wildreservaat geleë in die Noord-Kaap gehou. Wian van der Linde, president van Wildbedryf Suid-Afrika, het die gehoor toegespreek. Daarna het 2 praktiese sessies gevolg waar 'n waterbokbil gepyl en verskuif is en 'n rooibok gekuipslag en daarna opgesny is in vleissnitte. Na middagete het Dr. Konrad Koetser die kans gekry om die nuwe wildswinkel voere bekend te stel. Om die volledige video van die Creek Wildlife Groep inligtingsdag te kyk, gaan na ons webtuiste wildenjag.tv. Allegations emerged in an Al Jazeera investigation at the weekend that Minister of State Security David Mahlobo has close ties with a Mpumalanga businessman known to be involved in illegal rhino horn trade. According to Eyewitness News, Huan Yang Huang showed pictures he took with the minister claiming Mahlobo visited his massage parlor often. The minister, however, has denied the claims and says he has never been to the man's house. Recorded with a hidden camera, Juan boasts about how he escapes prosecution by simply paying bribes to officials in the Department of Justice and tells about his dealings in rhino horn and how he traffics the horn back to China, where he succeeds in getting $27,000 per kilogram. En die nuutste Wild en Jag met trots geborg deur Safari Outdoor, Africa's premier outfitter of outdoor, leisure and hunting equipment. In the Big Game Corner of this month, you can expect the story of the legend Harry Selby. Born in South Africa, Harry Selby grew up on a 40,000-acre farm in Kenya. His hunting skills were developed by providing the household with francolin, guinea fowl and gazelle. Selby turned 90 this year. What a remarkable life story with so many memorable experiences and the opportunity to still relive and share them. You cannot miss out on this one. If you are considering an intensive game breeding project on your farm, you should read Farming in the Ecobush of December month's edition of Game and Hunt. Intensive game breeding involves much more than just erecting a fence and releasing animals into the area. Gert Fourie discusses everything from the location of the land, the size of the camp, to habitat requirements and so forth. In gesprek met is Annie gebring deur Barlow World Toyota. Okay, ek is Duitjie de Villiers, ek boer in die Noupoort distrik. Mense weet nie altyd waar is Noupoort nie, so ek sê maar baie keer is naby Koelsberg, hoewel ons 'n deel grond het wat in die Koelsberg distrik ook val. Ek het groot geraak in Middelburg, en ek was op skool ook in Middelburg gewees. Ons boer nou die afgelope 22 jaar hier op ons de Villiers, so wat ons van praat, seker baie de Villiers wat familieplase het, maar ons groep hier in die Noupoort distrik, wat hier gebeur het, my oupa grootjie het klomp in vroeg of laat 1800s hierdie plaas bekom, en so hy het toe nou 2 seuns gehad, waarvan my oupa die een was, en na my oupa grootjie se dood het my oupa nou hier geërf en oorgevat, en my oupa se broer het die plaas net langs aan my geërf. Jy weet, die ou mense het mos maar gemaak, elkeen moet presies evenveel kry van die ruimtjies in die vlakteveld en alles. En so later jare het my oom besluit om sy deel grond te verkoop, en hulle het Fort Beaufort toegetrek. En my oupa het nooit die geld gehad om daai plaas weer terug te koop nie. En toe het na my oupa se dood het my pa se oudste broer hier geboer, en hy het net weer 4 dogters gehad. En toe hy nou die dag besluit, maar jy weet, hy gaan nou verkoop, het
het my pa net besluit, hoor hierso, ons koop hierdie plaas in Klaar. Want ek het soos ek jou sê in Middelburg groot geraak. En ek wou nooit hiernatoe trek nie, want ek het al 32 jaar in Middelburg gebly. En dit was my familieplaas en al my herinneringe en al my grootword goed was daar. En my pa het net vasgetrap en gesê, hoor hierso, ons koop hierdie plaas en ons verkoop daarso. En ek wou net nie trek nie. En ek het op die ouend, my laaste kaart wat ek gespeel het was, ek sal trek hiernatoe, maar dan kom my witspringbokke saam. En, dit was omtrent 'n storie. My pa het gesê, ek gaan nog maak dat hierdie hele koop deur die mat val, as gevolg van my witspringbokke en goed. Maar so het die witspringbokke toe daarom nou saamgetrek hier na my toe. En vandag kan ek net sê, bitter baie dankie, en ek is baie dankbaar dat ek wel na my pa geluister het en hiernatoe getrek het, want hierdie is uitstekende veegrond. En is grond wat reproduseer, want 'n boer moet kan reproduseer, diere moet kan meer raak, en so dit is 'n tikkie van my agtergrond, jy weet, hierdie plaas, of wat ook al, as ek van my ou familielede kom, jy weet, almal het hier het hier 'n tydperk in hulle lewe spandeer, in herinneringe van hier, en ou ooms wat, ek meen my oupa se broer is nou, dink ek 99, en vra hy vir my nog, hoor hierso pas, jy daarom nog die familieplaas mooi op. Jy weet, die ou mense is baie meer 'n tradisie vas as wat ons jonger groep byvoorbeeld is. So dis so 'n tikkie agtergrond van waarvanaf ek kom. Ek het so 'n idee waarheen ek op pad is, maar die toekoms weet 'n mens nooit nie, maar die geskiedenis is een ding wat ons niks in hierdie land kan verander nie. So ons moet saamleef daarmee, hoewel daar hier en daar mense is wat nie hou van die geskiedenis nie. Dit het gebeur en staan opgeteken. Ek was so 7, 8 jaar rondom oud. Toe was daar 3 witspringbokke by ons in 'n kamp daar in Middelburg. En my oupa het die Sondag nog kom kuier daar by ons, en ons het so gery, jy weet, dis maar slegte ou verkykers en goed gewees. En toe sê ek vir my, mooi is hierdie witspringbokke. En toe sê hy vir my, hoor hierso, Duitjie, daai 3 witspringbokke gee ek vir jou. Jy weet, dit was altyd die oupa's nou die groot man, en hy praat en die dinge. En so daarvan was dit nou my 3 witspringbokke gewees. En my pa, my ooms en almal het altyd geglo, 'n witspringbok is 'n albino, en dit is 'n swak bok, en as dit droog kom raak, gaan hy die eerste een wees wat vrek en goed. En so, as ek nou in die skool en my familie het altyd saam gejag. Jy weet, die dokter en die dominee en die prokureur, en almal het altyd kom jag, en daar was net een voorwaarde, as jy 10 bokke skiet, dan vat jy al 10. Jy sê nie, my vrou gaan kwaad wees met hierdie boutskoot en hierdie klomp vleis wat ek daar by die huis aankom nie. En elke keer as ek in die skool was, as ek daar die middag na skool by die huis kom, dan lê my 2 of 3 of 4 witspringbokke doodgeskiet. En as maar seker soos 'n kind was, jy weet, dan huil ek en ek is kwaad geweest vir hulle, dan sê hulle ek skrou, jy weet, seker maar 'n kind wat 'n tantrum gooi, want jy's kwaad. En ek kon hulle nooit keer nie, en elke Sondag het ons maar daar tussen die bokke gaan deurry en die bokke getel en gekyk, jy weet, dis mos nou lekker op 'n plaas op 'n Sondagmiddag as jy niks het om te doen nie. Jy weet, dit was die jaar omtrent voor TV en so, toe kon ek eers rondom, hier staan dit 8 matriek, daai jare rond, kon ek my pa 'n keer en sê, hoor hierso, los my witspringbokke, moet hulle nie skiet nie. En weet nog om verder te sê, toe ons nou uiteindelik hiernatoe trek, en ek sê my witspringbokke trek saam met my, het my pa gesê, maar ek gaan nou maak hierdie hele koop omtrent deur die mat val, en ek het hulle gaan vang, en dit waar ek ook maar begin leer het om springbokke te vang, dat ek sê, hoor hier lê die bondel dooi is, en daar is die bondel wat halfpad dood is, en hier is die bondel wat daarom nog lewe in goed, en ek het hulle ingebring, en jy weet, hier in die Karoo is daar heel wat kaart en transporte, so ek het hulle op 'n spesifieke kaart en transportplaas gaan aflaai, dit was 5 jaar nadat ek hulle afgelaai het, toe het daai witspringbokke uit daai een spesifieke kamp, uit daai hele plaas alreeds betaal. Jy weet, ons moes die springbokke oorkoop by my oom, en ek kan nog goed onthou, ons het R120 'n bok betaal, want dit is wat ons vir ons ander springbokke gekry het, wat die nagskieters geskiet het by ons, want jy moes 80 bokke agterlos vir die volgende koper. So,
Dis waar my hele liefde van die springbokke vandaan kom en as kind het jy altyd saam met jou pa gaan jag, jy weet dis nou in die Junie-Julie vakansie. Dan kom jy in die oggend aan en dan word jy nou gevat in elkeen word op sy plek afgelaai waar hy nou gaan sit. Jy weet ons het al die jare voorsitjag gedoen. Met ander woorde die perd roer die bokke soos wat ons maar van praat en elkeen sit op 'n veilige plek in die kamp waar jy nou nie kan iemand moontlik raak skiet en goed nie. En soos wat die bokke na jou toe gekom het, dan lê jy maar ook hier agter die muur so op en kruip weg hier agter jou pa want jy weet 'n bok, hulle het al die jare gesê 'n bok ruik goed. En dan kyk ek maar deur die verkyker en sê dan vir my pa so saggies, hoorie so skiet die tweede ram van voor af of die heel agterste ram want hy het die grootste lyf gehad en die grootste horings gehad. Want jy wil ook maar as dit nou middagete braaivleis was, dan wou jy ook maar gaan bragge daar met die ander klomp jy weet neefies en boere en ooms en goed wat daar is want jy weet jy is mos nou die mynman vandag, jy die grootste en die swaarste ram geskiet. En later toe ek nou groter is, dan kon jy ook nou op jou eie plek sit, want jy moes nou, jy weet, want jy moet nou nie nonsens aanvang daar, en jy weet, mense naderhand raak skiet, en die ou wat die perd ry, moet jy nie raak skiet nie. En ook dieselfde storie, die wag vir die mooiste ram, alkom staan hier 'n swakker ram, met kleiner horings hier, mooi dwars voor jou, al wag jy vir daai ene, want jy wil gaan brag vanmiddag met die ander manne, en dan helfte van die kere kry jy nie 'n geleentheid om daai ram te skiet nie, want dan skrik hulle of hulle ryk jou en hulle hardloop weg, maar dan is jy nou eintlik kwaad vir jouself dat jy nie daarmee skoot geskiet het nie, maar en dan as dit middagete of vanaand kom raak, dan soek jy daai ram, want dan weet jy, dit is die man wat die grootste ram geskiet het. So kon ek nooit in my lewe, my familie en almal wat hier kom jag het by my, keer en sê, moenie die grootste en die mooiste bokke doodskiet nie. So het ons beginne Kalahari springbok ramme inkoop, net om op ons gewone Karoo springbokke te sit. In volgende week se episode. Hierdie plaas was seker 100 jaar nooit nuwe bloed ingesit nie. Toe het ons beginne 'n paar Kalahari ramme koop by Gert Du Plessis in Philipsdale. Ek het maar nie geld gehad nie. Ons kom uit 'n familie uit waar jy grootgemaak is. Jy moet eendag weet waar kom geld vandaan in. So horings moet lyk. En 12 jaar terug om en by het ek jy weet gedink, waar kry jy 14 duim ramme? Want dit was net vir my moeilik geweest om hulle in die hande te kry. En onthou van ons webtuiste wiltenjag.tv en ons sosiale platforms Facebook en Instagram. Totsiens.